In u tempel, o God, dink ons na oor u troue liefde. Soos u naam, o God, so strek u lof aan die eindes van die aarde. U regterhand is vol geregtigheid. Ja, hierdie God is ons God, vir altyd en vir ewig. Vrede vir julle, baie welkom by hierdie stormagtige wintersoggend hier in die huis van die Here. Ek het spesiaal vanoggend my blommetjies skoene en my blommetjies serp aangetrek, net om vir myself te oortuig dat ek nie so koud kry nie. Mag jy vandag in jou hart die warmte van die Here voel. Mag jy jou hart vir die Here oopmaak en met hom 'n ontmoeting hê vandag. Ons is vandag hier by mekaar, omdat die Here ons so by mekaar geroep het. Ons verskil op soveel maniere van mekaar, maar ons word nou verenig hier as sy kinders. En soos ons opdaag, so word ons deur die Here Jesus aanvaar. So terwyl Tannie Magie vir ons vanoggend die kerkklok lui, wil ek graag hê jy moet oor die volgende vraag nadink, in voorbereiding dan nou vir vanoggend se boodskap. Waar is jou verhouding met God, jou koning? Ons steek vanoggend die Christuskers aan as 'n simbool om ons te herinner dat die Jesus Christus vir ons sonde gesterf het. Gaan daarom 'n bietjie beter as laas Sondag.
Ons is vanoggend dankbaar dat die Skepper Vader hier is en gevra het en ons genader het vir 'n ontmoeting met hom vanoggend. En ek wil graag hê ons moet hom saam loof en prys met die volgende woorde van hierdie gebed van Franciscus van Assisi, wat meegelowiges oor die eeue heen saam gebid het. U is heilig, Here. U is die enigste Here. U dade is wonderlik. U is magtig, die Almagtige. U is groot, die Allerhoogste. U Heilige Vader is regeerder oor die hemel en die aarde. U is 3 in 1, Here God, die bron van alles wat goed is, lewende God, ewige waarheid. U is liefde, U is wysheid, U is nederigheid, U is ons rus, U is ons vrede, U is ons vreugde, U is geregtigheid en sagmoedigheid. U is ons rykdom, U sorg vir ons, U is skoonheid, Here, U is teerheid, U is ons beskermer en ons bewaarder. U is ons veilige hawe en ons enigste hoop. U is ons enigste troos, die een in wie ons glo. U is ons ewige lewe, groot en wonderbare Heer. God almagtig, genadige verlosser. Kom nou, verheerlikte Heer, en verlig die duisternis van ons hart en verstand. Gee ons ontvanklike geloof, 'n vaste hoop en 'n volmaakte liefde, sodat ons altyd en in alles in U wil sal lewe. Amen. Jaco, baie dankie vir daai. Ek hou van die stappie wat jy so ingesit het. Dit is asof ons, as die Here loof en prys, ons sommer so 'n huppel in ons stap moet kry daarvoor, né? Baie dankie. Vanoggend se teksvers kom uit 2 Samuel hoofstuk 5, so jy kan solank jou Bybel oopmaak. Daar. Ek dink ons volg die leesrooster se teks. En die rede daarvan is sodat ons vandag saam met medegelowiges oor die hele wêreld heen kan saam nadink en praat en stil raak oor dieselfde teks.
En dit beklemtoon ook dat ons ten spyte van ons verskillende geloofstradisies een Christelike kerk is in Christus. Maar kom ons nader God eers in gebed voordat ons uit die woord lees. Here ons God, ons kom vandag hier by mekaar. Elkeen met ons identiteit en ons ervarings in die lewe. Maar dit is U, Here, wie ons beter ken as wat ons onsself ken. Daarom, wanneer ons nou U woord open, praat met ons. Here, nie sodat ons hoor wat ons reeds weet of dit wat ons wil hoor nie, maar sodat ons sal hoor wat U aan ons wil openbaar. Of dit ons nou vertroos, uitdaag, hartseer maak of vreugde bring. Here, laat ons ontvanklik wees vir die rigting en die mag van U woord. Want U woord is die lig op ons pad, die lamp vir ons voete. Amen. Ons teksvers is 2 Samuel 5, vers 5 en vers 9 tot 10. Maar in my voorbereiding het ek besluit, dit maak dalk meer sin om nou maar die hele vers 1 tot 10 te lees. En ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Al die stamme van Israel het na Dawid in Hebron gekom en gesê, hier is ons is U bloedfamilie. Selfs in die verlede, toe Saul oor ons koning was U die een wat Israel se veldtogte gelei het. Die Here het vir U gesê, jy sal herder wees van my volk Israel en jy sal 'n leier word oor Israel. Toe al die oudstes van Israel na die koning in Hebron gekom het, het koning Dawid vir die Here verbond met hulle gesluit in Hebron en hulle het Dawid as koning gesalf oor Israel. Dawid was 30 jaar oud toe hy koning geword het en hy het 40 jaar lank geregeer. In Hebron was hy koning oor Juda 7 jaar en 6 maande lank. En in Jerusalem was hy koning oor hele Israel en Juda 33 jaar lank. Die koning en sy manne het na Jerusalem gegaan, na die Jebusiete wat in die gebied gewoon het. Die Jebusiete het vir Dawid gesê, jy sal nie hier inkom nie, selfs blindes en krepeles sal jou afweer deur te sê, Dawid sal hier nie inkom nie. En tog het Dawid die vesting van Sion, dis die stad van Dawid, ingeneem. Dawid het daardie dag gesê, elkeen wat die Jebusiete wil verslaan, moet deur die watertonnel kruip om die krepeles en blindes by te kom. Hulle wat veragtelik is vir Dawid. Daarom word daar gesê, 'n blinde en 'n krepele mag nie die huis binnekom nie. Dawid het in die vesting gaan woon en dit die stad van Dawid genoem. Dawid het rondom bouwerke opgerig, van die terrasse af na binne. Dawid het al hoe sterker geword. Die Here, die God van alle magte, was met hom. Laasweek se teksvers het gehandel oor Saul en Jonathan se dood. En ons het daarin gelees dat toe Dawid uitgevind het van hulle dood, het hy na die stad Hebron toe gegaan. In 2 Samuel 2 lees ons dat Dawid niks gedoen het sonder dat hy die Here se wil geraadpleeg het nie. En ons lees ook dat hy baie spesifieke vrae gevra het vir die Here. Moet hy na Juda gaan? En toe die Here vir hom gesê het, ja, het hy spesifiek vir die Here gevra, maar waarheen, na watter stad toe moet hy gaan? En die Here het vir hom gewys dat hy na Hebron toe moet gaan. En julle sal onthou dat Hebron 'n baie spesifieke betekenis het vir die volk. Dit is waar Abraham en Sara begrawe lê, en dit is dan ook eintlik die enigste deel van die beloofde land wat Abraham besit het. En is dan hier in Hebron waar Dawid gesalf word as koning. En ons lees dan ook hierna presies hoe intens die konflik eintlik was tussen Dawid en Saul. En ook hoe groot dit die mense van Juda en Israel geraak het. Maar ten spyte van hierdie konflik vertoon Dawid tog simpatie
en hy lyk na iemand wat beginselvas optree. Hy betoon simpatie aan gestorwe Saul se nageslag, deur hulle nie uit te wis nie, maar Abner, wat die weermaghoof was van Saul se weermag, is nie oortuig nie, en dan breek daar hierdie verdere oorlog uit tussen Israel en Juda. In 2 Samuel 4 lees ons van Saul se seun Is-Boset se moord. Hy is gesien as deur die Israeliete dan as die natuurlike opvolger van Saul. En ons lees ook dat Dawid niks te doen gehad het met Is-Boset se moord nie. En hy het soos met Saul ook die boodskappers en die moordenaars laat vermoor. En dis dan waar 2 Samuel 5 vandag se teksvers begin. Waar die leiers van Israel na Hebron toe kom, na Dawid, en vir hom vra, maar wil jy nie asseblief ook die koning wees van Israel nie? En uiteindelik word Dawid se koningskap dan wettiglik en baie publiek in Hebron bevestig. En die grootheid van Dawid se koningskap word beklemtoon deurdat hulle vir ons sê, maar hy was net 30 jaar oud gewees toe hy koning geword het, en ook die beklemtoning van dat hy vir 40 jaar lank geregeer het. En na die erkenning van die noordelike Israeliete het hy dan 'n hele 33 jaar lank geregeer oor 'n verenigde volk. Hy het Israel weer herenig. En sy eerste stap, en sy eerste besluit wat hy geneem het nadat hy nou as koning gesalf is, het hy besluit dat hy nie in die suide gaan bly nie, maar dat hy sy eie stad in die noorde gaan vestig. En ons lees dat dit 'n baie goeie strategiese besluit was, want dit was gesien as neutrale gebied. En hy noem dan ook hierdie stad, die stad van Dawid. Hy vernoem dit na homself. Maar daar's net een probleem. Hierdie stad het behoort aan die Jebusiete. Hulle was 'n stam van die Kanaaniete. Daar word nie in die teksvers vir ons presies verduidelik hoe hy hierdie stad oorgeneem het nie. Ons lees net die verwysing na die watertonnel. Bruggeman beweer dat daar 2 moontlikhede kon gewees het. Die een was dat die watertonnel dalk 'n swakpunt was vir hulle verdediging, en dat hulle dan daardeur toegang gekry het tot die stad. Of 'n ander moontlikheid is dat Dawid dalk die watertoevoer afgesny het en dan so die mense in die stad van Sion op hulle knieë gedwing het. Ek wil wel 'n oomblik stil staan by vers 8. Ek gaan dit weer vir ons lees. Dink jy dit is op die bord nie? Maar dit sê, Dawid het daardie dag gesê, elkeen wat die Jebusiete wil verslaan, moet deur die watertonnel kruip om die krepeles en blindes by te kom. Hulle wat veragtelik is vir Dawid. Daarom word daar gesê, 'n blinde en 'n krepele mag nie die huis binnekom nie. Julle, hierdie vers laat my baie ongemaklik. En ek weet, dit is nie een van die fokustekste vir vandag, volgens die leesrooster nie, maar ek het letterlik hierby vasgehak, want dit het my gepla. En dit was vir my ooglopend gewees, dat baie van die ouer bronne, as 'n mens gaan oplees hieroor, dit doodeenvoudig net nie aanspreek nie. Dit is asof dit nie daar staan nie, is amper die ongemak is te groot. Ja, Dawid is getart, en daar is aan hom gesê, dat hy nie eens die kwesbares en die blindes sal kan verslaan nie. En as 'n mens hoop, dat Dawid, hierdie man van God, vir wie ons soveel aansien het, hooplik sarkasties was, toe hy nou geantwoord het en gesê het, dat die krepeles en die blindes bygekom moet word, en dat hulle vir hom veragtelik is, en dat hulle nie in die huis mag binnekom nie. Maar daar is 'n moontlikheid dat hierdie huis dan 'n verwysing is na die tempel van God, en dit is dan in ooreenstemming met latere Joodse gebruike, waar mense met gebreke nie in die tempel toegelaat is nie.
Hulle is as onrein gesien. Dit laat my dink aan Dawid, van waar hy vandaan kom. Hy was hierdie herdertjie, 'n jong seun, wat kos aangedra het vir sy broers op die vegveld. Die beginverhaal van Dawid vertel vir ons van iemand wat God in alles vertrou het. Dink maar aan die verhaal van Dawid en Goliat. Nee, hy wou nie hierdie swaar wapenrusting dra nie, want hy het gesê, ek het die Here aan my kant. En nou is hy 'n man wat smag na sekuriteit en mag. Iemand vir wie militêre mag baie belangrik is, en ons lees ook dat hy baie goed was, hy was 'n goeie militêre strateeg gewees. Maar daarmee saam kom amper hierdie selfbeheptheid. Ons kan dit sien dat hy die stad na homself vernoem. Bruggeman beklemtoon dat ons baie versigtig moet wees as dit kom by vers 10, sy interpretasie. In vers 10 staan daar, Dawid het al hoe sterker geword, die Here, die God van alle magte, was met hom. Bruggeman sê, wees versigtig. Ons moet versigtig wees om Dawid se groei in sy mag direk te assosieer met die Here. En ons moet versigtig wees om te sê dat sy mag gegroei het omdat die Here by hom was in alles wat hy gedoen het. Ons weet dat Dawid later in sy lewe magsbehep was en dat hy in eie gewin opgetree het, wat die Here dan wel fel geoordeel het. Bruggeman maak verder 2 interessante stellings oor die vers, die Here, die God van alle magte, was met hom. Hy verduidelik eerstens dat ons dit moet sien as 'n waarskuwing. Pas op, Dawid, jy is nie besig om die wil van die Here te vra nie. En hy beklemtoon, die Here is nog steeds by jou en hy sien alles. En saam met hierdie waarskuwing kom daar ook dalk 'n troos. Selfs in ons donkerste obsessie met onsself is die Here daar. En is daar genade en verlossing van onsself en die potensiaal na 'n goeie lewe. In die begin van die erediens het ek vir jou gevra, waar staan jy in jou verhouding met God, jou koning? Julle, hierdie eie ek in ons beklei baie hard om die een te wees in ons lewe. Ons raak so maklik verward met, as dit goed gaan in ons lewe, dan moet dit mos nou die wil van die Here wees. Want die Here seën ons, so dan doen ons sy wil. Ek dink dat ons soms ons grootste vyand is. En ek dink ook daarom is voorspoedsteologie so aantreklik. Dit fokus op wat die eie ek kan ontvang. En die gevaar is dan daarin dat ons dink, as ek hierdie en hierdie doen, dan is ek so oulik en die Here sal my seën met aardse rykdom. Maar ons moenie vergeet nie, dat die Here se teenwoordigheid in ons lewe ook angswekkend is. Dis 'n waarskuwing vir ons, want ons staan onder die verantwoordelikheid om te lewe volgens God se wil. Ons kan berusting daarin vind dat God ons wel nie los nie. Hy laat ons nie oor aan ons eie korrupsie nie. Vir Dawid beteken God se teenwoordigheid oordeel. En ons lees dit
dan ook later in sy verhaal. En in ons lewe beteken God se verteenwoordigheid ook oordeel. Maar deur die genade van Jesus Christus roep die oordeel ons na verantwoordelikheid. Dit roep ons na 'n lewe van disippelskap, na 'n lewe van gehoorsaamheid. Want God se teenwoordigheid in ons lewe maak dit in ons wakker. Die een ondersteunende teksvers vir vandag is 2 Korintiërs 12 vers 9 tot 10. Nikodemus, dankie. Ek wil julle moet saam met my lees. Maar hy het vir my gesê, en dit is Paulus wat hier praat, né? My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Daarom sal ek, Paulus, my baie liewer op my swakhede beroem, sodat Christus se krag my kan beskik. Terwille van Christus verheug ek my in swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en benoudhede. Want wanneer ek swak is, juist dan is ek sterk. Hier vind ons Paulus se vertroostende woorde. Die Here se genade is genoeg. Want sy krag word in swakheid volbring. In ons menslike gebrokenheid word ons omarm deur Christus se krag. En hy hou ons veilig en hy vertroos ons. So gemeente van die Here, kom ons raak stil vir oggend. Kom ons nader God in ons gebrokenheid. En ons doen dit nederig. Kom ons sê in die Here dat ons onsself vandag aan hom onderwerp, aan sy oordeel. Maar dat ons daarmee ook sy teenwoordigheid opsoek. Want ons wil by hom gaan inkruip soos 'n kind wat bang is vir 'n storm wat woed daar buite. Ons neem ons toevlug tot God in ons nood. Die volgende is 'n verwerking van Psalm 119. En ek wil graag hê dat ons saam ons verontmoedig voor die Here. Ek sal die teks lees wat in wit gemerk is, en dan kan ons almal saam die teks lees in geel. En ek wil vir julle wat inskakel oor die internet uitnooi om dit saam met ons so te doen, want dit herenig ons as 'n geloofsgemeenskap. Dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Laat u woord my op die regte pad hou. Moet tog nie dat enige kwaad die oorhand oor my kry nie. Dit gaan goed met die mense wat God se verordeninge gehoorsaam, met diegene wat met hulle hele hart die Here se wil doen. Ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van u gebooie nie. Kom ons bid die volgende woorde saam. Ewige en almagtige God, u ken ons almal se harte. U ken al ons begeertes. Vir u is geen geheim verborge nie. Reinig daarom ons harte deur die werking van die Heilige Gees, sodat ons u volmaak kan lief hê en u heilige naam kan grootmaak. Deur Jesus Christus, ons Here. Amen. Net soos 'n kind wat bang is vir die storm en vrede vind in die teenwoordigheid van 'n ouerlike figuur, kan ons mekaar nou bemoedig, deur vir mekaar te sê dat die Here getrou is en dat hy regverdig is. As ons ons sondes opreg bely en ons met ons hele wese nader tot God,
kan ons die goeie nuus met mekaar deel. God sal ons sondes vergewe en ons van alle kwaad reinig. As 'n geloofsgemeenskap het ons ook die rol om mekaar te ondersteun in ons geloof. So kom ons verbind onsself opnuut tot die Here, deur saam die volgende hardop te bely. Ons gaan dieselfde volg. Ek gaan die wit teks lees en dan lees ons almal saam hardop die geel teks. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Ons wil die Here alleen dien. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Ons wil God in gees en in waarheid dien. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Ons wil die naam van God heilig. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ons wil die Sabbat onderhou. Eer jou vader en jou moeder. Ons wil ons ouers eer. Jy mag nie moord pleeg nie. Ons wil ons naaste lief hê. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Ons wil die huwelik onderhou. Jy mag nie steel nie. Ons wil die belange van ons naaste bevorder. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Ons wil in die waarheid leef. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, of enigiets anders wat aan hom of haar behoort. Ons dank God vir wat ons het. Vriende, offergawes vorm deel van ons gemeente se antwoord op die woord. Dis 'n dankoffer vir God se gawes. En veral die offergawe van die verlossing van Jesus Christus. Ons gebruik hierdie offers om die blye boodskap uit te dra na die wêreld daar buite en om diensbaar vir God te wees. Ek gee nou geleentheid vir die opneem van die dankoffers. As 'n geloofsgemeenskap is ons geroep om diensbaar te wees. Die afkondiging erediens staan nie los van die erediens nie. Dis 'n belangrike deel van waar ons as 'n gemeente betrokke raak by verskillende bedieninge en verskillende werksaamhede. Ons verneem ook hier die lief en die leed van ons medebroers en susters, sodat ons mekaar dan nou as medekinders en medegelowiges kan ondersteun. Dis waar ons kan intree vir mekaar en die uitreike van hierdie gemeente in gebed kan dra. Tydens 'n groot deel van die erediens ontvang ons. En hierdie is nou die geleentheid waar ons kan hoor waar ons kan doen.
Johan, sal jy asseblief vir ons die afkondigings doen? Goeiemôre gemeente. Ek hoop dat u die erediens met ons vanoggend geniet het. Ons doen die afkondigings vandag na die diens, soos u nou seker weet. Ook al die mense wat ingeskakel het by hulle huise. Ons hoop regtig waar dat julle hierdie diens met ons saam geniet het. Dankie Karel vir die blommetjies hier voor in die kerk. Dit lyk baie mooi. Dan wil ons net geluk sê aan die volgende mense wat hierdie week verjaar. Ons skriba Jenny, baie geluk aan jou. Waar sit jy? Ek het jou vanoggend gesien. O, daar's Jenny agter. Baie geluk met jou verjaarsdag vandag, Jenny. Ek hoop jy gaan 'n baie wonderlike dag hê en dat die Here jou sal seën in hierdie nuwe jaar wat voorlê vir jou. Ook op die 8ste Elise van Versen, op die 9de Zander Rau, op die 10de Ben Howard en Nick van Huisteen, op die 11de Clara Grey, op die 12de ook Karel Engelbrecht en dan op die 12de Nicodemus. Baie dankie daar agter wat jy vir ons doen in hierdie gemeente, wat jy vir ons alles beteken. Baie geluk met jou verjaarsdag op die 12de. Dan vra ons dat u ons altyd sal dink, gereeld sal dink aan die volgende mense wat sukkel met hulle gesondheid. Ivan Boshoff, Annika de Beer, Rian Fourie, Irma Higo, Henk Leroux, Sadie Nortier en Vicky Taljard. Baie dankie dat u die diens vanoggend hier saam met ons bygewoon het. Dankie. Wanneer is die wynveiling presies? O, hierso, ja, ek sien nou hier, ons wynveiling op die 5de September, is ek reg? As u tog wyn het by die huis wat u nie wil gebruik nie, skenk dit vir die kerk, of as u net ons wynveiling wil bywoon, of net vir ons wil bid, dat die wynveiling weer 'n groot sukses sal weer, sal ons dit baie waardeer. Sê vir die vriende, vriendinne, asseblief tog van ons wynveiling op die 5de September, na die skoolvakansie. Wel, ja, nie lank na die skoolvakansie op 5 September. Baie dankie. Ek het aangebied om deel te wees van die wynveiling se kwaliteit pro komitee, maar hulle wou nie vol daarvoor nie. So, maar daar het julle nou gehoor, dis vakansietyd, so dit is 'n bietjie stiller op hierdie stadium met al die bedrywighede in die gemeente. Maar ons het gehoor wat aangaan binne ons geloofsgemeenskap. So kom ons raak stil en ons bid. En ons dra ook dit wat ons nou gehoor het aan die Here op. Almagtige Skepper Vader, enigste lewende God en heerser oor ons lewens. Ons buig voor u goedheid, Hemelse Vader. Dankie vir 'n nuwe lewensjaar vir Jenny, Elise, Zander, Ben, Nick, Klein Clara, Karel en Nicodemus. Here, aan die begin van 'n nuwe lewensjaar staan ons met opgewondenheid, maar ook Here, die wete dat ons nie weet wat hierdie jaar inhou nie. Daarom Vader, bely ons dat ons hoop in U is. Seën hulle in hierdie nuwe lewensjaar met 'n oorvloed liefde en genade. Seën hulle met geleenthede om getuienis van U alomteenwoordigheid en liefde te wees. Here, ons die afgelope tyd net weer bewus geword dat U die skepper en lewensgewer is. Vader, dankie vir klein Maritjie Bok se lewe. Seën haar, Here. Laat sy groot word met die wete dat U oneindig baie lief is vir haar en dat U 'n unieke plan met haar lewe het. Dankie dat dit beter gaan met haar ma, Janet. En Here, dankie ook vir haar getuienis oor U liefde en genade. Here, ons leef in 'n onvolmaakte wêreld, onvolmaakte liggame. Vader, hou U hand van bewaring en as dit U wil is, Here, genesing oor Ivan, Annika, Rian, Irma, Henk, Sadie en Vicky, Here. Vader, ons hoop lê in U belofte om aan ons van 'n volmaakte nuwe koninkryk wat ons sal erf. Maar intussen, Here, leef ons met 'n gebrokenheid in liggaam, verstand en siel. Geef ons die geleentheid en deursettingsvermoë om in ons gebrokenheid ook ligdraers van U koninkryk te kan wees. Vader, dankie dat ons mag vra vir genesing en die vermindering van ons aardse las.
Here, ons bring ons land na U toe. Dankie Here vir 'n vreedsame verkiesing. Here, ons bid dat ons politieke leiers U voorbeeld van leierskap sal nastreef. Dis nie al eie egos en eie belang sal najag nie, maar dat hulle hul naaste en die beste belang van hierdie mooi land van ons eerste sal stel. Here, laat ons as deel van hierdie nasie ook U voorbeeld volg, sodat ons nie net sal kritiseer en vinger wys nie, maar sal inisiatief neem en saamwerk en verdraagsaam sal wees, sodat Suid-Afrika 'n land sal wees wat as 'n getuie vir U sal uitstaan. Ons bid vir die werksaamhede van ons gemeente. Here, laat ons getrou wees aan U opdrag vir ons, sodat ons 'n verskil sal maak en 'n baken van hoop en liefde sal wees. Vader, U ken elkeen se diepste behoeftes, begeertes, selfs dit wat nog nie aan onsself bekend is nie. Heilige Gees, lei ons in die waarheid om ook dit aan Christus se voete neer te lê. Vertroos ons, Here, ons lei in ons gebroke menslikheid. Amen. Kom ons sing ons slotlied saam. Soek alle eers die koninkryk van God. Dankie dat jy vanoggend die Here se roepstem geantwoord het en gehoorsaam was en saam kom aanbid het. Maar die erediens is nie verby nie. Dit gaan voort in ons daaglikse lewe as ons hier uitstap. Die liefde van God, die genade van ons Vader, van die Seun Jesus Christus en die saamwandel met die Heilige Gees sal met jou wees. Amen.